Goeiemôre. Baie welkom. Hoe diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele. Hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. My skrifgedeelte is vanoggend 1 Korintiërs 10:14 tot vers 22. Prediking, die tema is gemeenskap met die liggaam van bloed en bloed van Christus Jesus. 1 Korintiërs 10 vers 14 tot 22. Kom ons buig ons hoofde. Dierbare Vader, dankie vir vanoggend, dankie vir een en elkeen vanoggend in hierdie gebou. Dankie dat ons kan sê, my blydskap kom van binne. Ek het nie uiterlike dinge nodig om my blydskap te gee nie, want blydskap kom van U af. Ware blydskap kom net van U af. Wêreldse blydskap is maar net tydelik. Môre hang my gesig weer. Dankie vir U woord en dankie Here vanoggend vir die geleentheid om die nagmaal te mag bedien. Vir almal teenwoordig, Here, wil ek vra dat U vir hulle selfs vanoggend hier in die kerk sal voorberei met die bediening van die brood en die wyn. In Jesus naam, amen. Ek het hierdie week bietjie siek geword, ek het nou amper my balansie op die kansel verloor, so ek weet nie wie van julle het gekyk nie. Ek lees vanaf vers 14. Daarom, my geliefdes, moet niks met die afgodsdiens te doen hê nie. Ek praat met julle as verstandige mense, beoordeel self wat ek sê, die beker van danksegging waarvoor ons God dank. Is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is ons, al is ons baie, saam een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Kyk maar, hoe is dit by die Joodse volk? Kom daar dan nie gemeenskap tot stand tussen die offeraltaar en die wat die offers eet nie? Wat wil ek hiermee sê? Dit is afgodsoffer of 'n afgod of enige betekenis het? Nee, maar dat die wat aan hulle offer aan duiwels offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê julle moet met die duiwels gemeenskap hou nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafels van die duiwel nie. Of wil ons die Here uittart? Is ons miskien sterker as hy? Tot sover. Later vanoggend, soos ek gesê het, gaan ons die nagmaal vier in opdrag van die Here Jesus Christus aan sy kerk. Doen dit so dikwels as julle kan tot my nagedagtenis, het hy vir sy disippels gesê. Vanoggend se tema, gemeenskap met die liggaam en bloed van Christus vind uiting in die viering van die nagmaal. Laas Sondag, vir die van julle wat hier was, het ek gevra of genoem,
om julleself voor te berei vir die gebruik van die nagmaal. En ek weet ook dat daar baie mense is wat nie altyd ten volle verstaan wat die nagmaal is nie. Ons almal weet en sê die brood is die liggaam van Christus wat vir my gebreek is, dit weet ons almal. Ons almal weet die bloed of die wyn wat ons gebruik is 'n voorstelling van die bloed wat aan die kruis gevloei het vir ons sondes, ons skoon kom was met sy bloed. Ek kan myself onthou toe ek jonger was, wat ek verstaan het daarvan om myself voor te berei vir nagmaal. 'n Mens weet nie altyd waar staan alles in God se woord nie. Ek kom agter dat baie mense weet nie alles, ek weet ons kan nie alles weet nie, maar mense ken nie gedeeltes of skrifgedeeltes in die Bybel nie. So ja, ons lees ons Bybels. Ons bid en ons dink by tye aan die nagmaal of aan die Pasga of aan die kruisiging van die Here Jesus. En dalk soos 1 Korintiërs 11 sê, soos Paulus gesê het, as jy iets nie reg is nie, gaan uit, staan op en gemaak reg en dan kom jy terug. Dalk onthou ek iets en dan staan ek op en ek gaan maak reg. Ek bid daaroor in die algemeen soos volg: Here, vergewe my sondes wat ek gedoen het. Amen. En dan is ons klaar gereed. Die Here Jesus leer sy disippels in die Onse Vader: vergeef ons sondes soos ons die vergewe wat ook teenoor ons oortree. Maar as jy na die skrif in sy geheel gaan kyk, kom die gedagte nie daarvoor dat ek sê net Here vergewe my sondes nie, dan wil ek eintlik vra of van die Here vir jou vra, watter sondes? Sondes het 'n naam. Met ander woorde, ek moet die sonde by die naam bely. As die Gees van die Here kom en sê vir my, jy het dit of dat gedoen, of dit gesê, of dit teenoor iemand anders gedoen, daai sonde het 'n naam, dis waarvan hy praat. Dan bely ek dit. Dalk vind ek ook bietjie geleentheid om uit God se woord te lees, soos baie van ons dalk, of hopelik stilte tyd hou. En dan voel ek goed, want ek het my gedeelte gedoen. Sondag kom nagmaal, en die dominee preek dalk oor die nagmaal soos ek vanoggend maak, of dalk preek die dominee heeltemal oor 'n ander tema, en dan kom ons by die nagmaal uit. Dan vir daardie wyle dink ek dalk ernstig daaroor en ek luister dalk vir 'n verandering wat hy vir my voorlees en ek dink op daardie oomblik daaraan. Dan kom die kerkraad en hulle deel die brood aan almal uit. Dan vat hulle die kelkies wyn en hulle deel dit aan almal uit. Of druiwesap vir die wat dit so verkies. Dan kom die dominee met die nagmaalformulier. En ons neem die brood
En ons dink of probeer dalk daaroor nadink terwyl ek die broodstukkie in my hand het. En dan eet ek hierdie stukkie brood. Nie so hard sodat die ander een my kan sien kou nie. Mense jy ons lag daaroor. Maar gaan kyk mooi. Party mense voel ongemaklik oor hierdie stukkie. En dan sluk ek hierdie brood in. Dan kom die tweede deel wat die dominee sê, en dan neem ek die kelkie wyn. Dink daaroor na wat die dominee gesê het. En ek sluk met een sluk die wyn weg. Ek sit die kelkie terug in die banke. Party mense het self gesê, heel lekker wyn. Dis lagwekkend. Maar is dit waaraan jy gedink het, toe jy dit gebruik het? En vanoggend klink dalk so bietjie ligsinnig. Of dalk het ek vanoggend die waarheid aangeraak. Want dis hoe ek as jong man op 'n stadium ook in my lewe was. So die nagmaal gevier. Sonder om regtig daaroor te gaan dink en te dink wat is die implikasie van hierdie ding. Baie mense gebruik die brood en die wyn want dit is 'n ritueel binne die godsdiens. Ons het al die woord gehoor dat die sakramente heilig is. Het ons al so oor die sakramente gedink? En ek beleef dit tans in die kerk. Nie net in Suid-Afrika nie, maar ek hoor by predikers na wie ek graag luister, veral in Amerika of so, in Engelse ook, dat daar 'n oppervlakkigheid in die kerk kom. Wêreldwyd gebeur hierdie tendens. In hierdie week lees Tricia vir my 'n artikel wat sy op Facebook gelees het van Dr. Chris Zaiman daaronder in Tygerpoort en Vierkerk daaronder in die Kaap. Een van die min predikers wat ook opstaan vir die waarheid. En hy vertel, daar kom iemand van 'n naburige gemeente in Kaapstad om besoek in sy studeerkamer wat sê, hy kom klop vir hulp aan en die man sê in ons kerk mag ons nie meer preek oor sonde nie. Ons mag nie eers daaroor praat nie. Ons mag net oor liefde praat. En wat vir my skokkend was wat die persoon by vir Chris Zaiman gesê het is, ons mag nie eens 'n teksgedeelte uit die woord gebruik om dit te staaf nie. Dalk sê jy vanoggend vir my dominee, ek dink nie so daaroor soos jy vanoggend hier vir my geskets het nie. Ek dink dieper daaroor. En ja, ek weet jy sit opregte kinders van die Here wat diep nadink oor die nagmaal. En nie net by geleentheid wanneer die nagmaal daar is, daaroor dink nie. Maar die grootste gros mense in die kerk vandag, nie net in ons kerk nie, maar oor alle kerkgrense, dink nie diep oor die nagmaal. Want vir baie van ons is dit net 'n ritueel. Ek moet ten minste een keer 'n kwartaal kerk toe kom, want die nagmaal word gevier.
Verstaan jy regtig die implikasie van die nagmaal? As jy net daarvoor kerk toe kom. Sonder om te besef dat deur die gebruik van die nagmaal nie net bloot tot 'n nagedagtenis van wat die Here Jesus aan die kruis gedoen het nie, maar dat as ek gered is, ek gemeenskap met hom in sy liggaam wat vir my gebreek is. Het ek gemeenskap met sy bloed wat vir my sondes kon versoening doen het. Gemeenskap omdat sy daad aan die kruis mense kom red het. Wat beteken dit dan nou om gemeenskap te hê en wat verstaan jy daarvan om gemeenskap te hê? Hoe het die kinders van die Here gemeenskap met mekaar? Wat beteken dit om gemeenskap met mekaar te hê? En ek moet ook verder vra, wat beteken dit om gemeenskap te hê? En wat is die implikasie daarvan as ek gemeenskap het met medegelowiges? Nou kan ek verder ook vra, wat is dan die implikasie daarvan, soos Paulus hier geskryf het, om gemeenskap te hê met die liggaam van Christus, gemeenskap te hê met die bloed van Christus? Want sien geliefdes, as ek hierdie vrae begin vra, dan kan ek nie meer oppervlakkig oor hierdie dinge dink nie. En dat nagmaal dan nie net 'n ding is wat ek moet kom doen omdat die godsdiens dit van my vereis nie. Maar dat dit 'n opdrag van die Here Jesus is. En dat dit is brood en wyn. Maar die betekenis daarvan is soveel dieper as net dit. Dat ek 'n ou broodjie geëet het en 'n bietjie daaroor gedink het, dat ek 'n ou bietjie wyn gedrink het en net so ou bietjie daaroor gedink het, en as ek uit die kerk uitstap, dan het ek vergeet wat ek gedink het. Om gemeenskap met die bloed en die liggaam van Christus te hê. Wat is die implikasie daarvan in die lewe van 'n gelowige? Dit beteken bloot nie net om daaroor te dink nie. Want as ek gered is my redding nie net 'n nagedagtes nie, dis 'n werklikheid. Dis nie 'n versinsel nie. My lewe is die bewys van sy genade in my lewe. Om gemeenskap met die medegelowiges te hê beteken bloot nie net om kerk toe te kom, saam met hulle nagmaal te gebruik of as daar doop is of begrafnis. En dan is alles verby en dan gaan ek huis toe. Dis nie wat gemeenskap met gelowiges beteken nie. En net so is dit ook gemeenskap met die liggaam en die bloed van Christus. Nie net dit wat ons hier doen nie. Dit neem my hele lewe in beslag. Om gemeenskap met medegelowiges te hê, beteken dit, as hulle swaar kry, om te help, om bystand te gee,
as iemand 'n geliefde aan die dood af te staan, hulle te gaan vertroos. Dis wat gemeenskap met gelowiges beteken. Nie net hier kom sit nie. Om mense wat siek is te gaan besoek. Om die evangelie, soos Paulus vir Timoteus geskryf het, tydig en ontydig. En vir daardie mense die hoop te bring wat nog nooit by die kruis van die Here Jesus gekniel het nie. Soos die liggaamsdele nie die een sonder die ander een kan klaarkom nie. Soos my hande. Die vingers in die hand is 'n geheel, maar tog is die vinger nie die vinger nie, en daai vinger is nie daai van die duim is nie dit nie. Net so kan ek aangaan met al die ander liggaamsdele. So beteken dit in die liggaam van Christus. Ons lewe in 'n tyd wat mense dink die kerk moet jou bedien. Jy is die kerk. Jy moet dien. Christus Jesus het as die lewende seun van God na die aarde gekom, as die koning van die konings. Hy het homself nederig gemaak en in die vorm van 'n diensknegt gekom, hy gekom om ons te dien. En hy die voorbeeld kom stel. Die liggaam van Christus is 'n dienende liggaam wat ander mense dien en nie wag om bedien te word nie. Dit behels al die fasette van die lewe. Onderlinge gemeenskap met mekaar om vir mekaar te bid. En as jy verstaan dit wat ek vir jou sê oor wat die gemeenskap met die medegelowiges beteken, dan gaan jy dalk ook nou beter verstaan wat dit is om voortdurende gemeenskap met die Here te leef. Om telkens in die evangelie van Johannes voor Jesus vir hulle gesê, sonder my kan julle niks doen nie. Ons het onderlinge gemeenskap met mekaar nodig. En nog meer. Ons het daardie gemeenskap nodig met ons Heer en Meester. Wat beteken dit om met sy liggaam en sy bloed gemeenskap te hê? Onthou, dit verwys hier na die Here Jesus wat aan die kruis gehang het. Die dag toe ek tot bekering gekom het. Daar het dit begin. Daar het my gemeenskap met hom begin. Met sy liggaam en sy bloed. Sy liggaam wat vir my gebreek is. En sy bloed wat gevloei het, sodat ek gered kan word. Daarom leef ek dan vanuit hierdie dankbaarheid. En as ek dan sou sonde doen, soos 1 Korintiërs vers 11 sê, dan gaan maak ek reg, voor ek dit gebruik. Sodat daardie oordeel nie kan kom nie. En as God se Gees vanoggend met jou praat, en jy gehoor gee, net soos jy daar sit, regmaak en bely, dan kan ons met vrymoedigheid gemeenskap met hom hê.
sy liggaam en sy bloed wat gevloei het eenmalig gebeur. Maar die gemeenskap wat ek met hom het, is nie eenmalig nie. Is voortdurend. God het eenmaal kom red. Nou leef ek vanuit daardie volledige lewe. Verstaan julle wat ek vanoggend vir jou sê? Aan die hand van 'n eenvoudige voorbeeld wat gemeenskap met gelowiges beteken. Dieselfde hand kan ek vir jou sê, dis wat die gemeenskap met die liggaam van Christus en die bloed van sy bloed wat gevloei het. Daar's geen mens wat vanoggend hier sit wat volmaak is. Maar daar's die troon van genade. Ek kan gaan regmaak. Ek kan gaan leef vanuit daardie voortdurende verhouding wat ek met die Here Jesus het. Kan ek gaan leef. Ek kan tyd maak saam met hom. Ek kan nader groei aan die Here. Baie kinders van die Here is nog babietjies in hulle geloof. Bloot vir die feit, omdat jy nog nooit in geloof aanvaar het, die krag wat daar is, dit wat hy vir ons bewerk het. Dalk omdat jy net dan en wan tyd saam met die Here spandeer in woord en gebed. Heilige Andre Marie het gesê, bietjie bid, bietjie seën, baie bid, baie seën. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Dierbare Heer en Meester, dankie vir u liggaam en u bloed wat gevloei het aan die kruis. Here, my gebed vanoggend vir hulle is, Here, dat u hierdie waarheid so aan elkeen sal oopbreek. Ons as Christene leef baie so sonder krag. So baie keer lyk ons maar nes die wêreld. En in sy mou lag die ou duiwel. As jy ou halleluja lied sing, daar is krag in die bloed van die lam. Gee Here dat ons as die kinders nie net een keer wanneer ons nagmaal vier nie, maar dat ons sal leef vanuit daardie krag wat u vir ons bewerk het. Maar dit is tot ons beskikking. Nie vir onsself nie, maar tot eer en verheerliking van u groot en heilige naam. Amen. Ek gaan vir ons weer voorlees vir die formulier van die nagmaal.
En daarna die instelling van die nagmaal. Die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Mense, julle kan gerus hoofstuk 10, hoofstuk 11 gaan lees. Wat is die wese van die nagmaal? Die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. As verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenis. Ek wil ook bysê, dit herinner ons aan daardie verbond. Die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Ons herinner om ons te herinner aan dit wat hy vir ons gedoen het. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. Met die nagmaal oordink en verkondig ons die dood van die Here. Die nagmaal is in die tweede plek 'n waarborg. Daarom sê hy, dit is my liggaam, dit is my bloed. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek word en hierdie beker aan ons gegee word, en ons het met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en sy opstanding. In die derde plek is die nagmaal 'n viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Die nagmaal verbind ons nie net met sy dood nie, maar help ons om in die gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Wat sê dit eenvoudig? Die Katolieke Kerk sê, die Eucharis soos hulle dit noem, dat die broodjie fisies deur Jesus word en die wyn wat hulle drink fisies die bloed van die Here. Ons sê in die gereformeerde teologie of in die protestantse teologie dat dit nie so is nie, dat die brood 'n teken is van sy liggaam wat gebreek is en die wyn is 'n teken van sy bloed wat gevloei is. Die nagmaal verbind ons nie net met sy dood nie, maar help ons om in die gemeenskap met hom te lewe, deur die Heilige Gees in die lewende Christus. Die nagmaal in die vierde plek is 'n verkondiging van ons toekomstige verwagting. Wat beteken 'n toekomsverwagting? Wie van julle weet? Wat is die woord wat julle al gehoor het? Maranatha, kom Here Jesus, dit is wat dit beteken. Met ander woorde, het jy 'n verwagting dat die Here Jesus weer sal kom om sy kinders te kom haal. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een met ons is. Tog kyk die gemeente hiermee ook vooruit na sy wederkoms en verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy kom. In die vyfde plek is die nagmaal 'n vreugdefees. Al dui die tekens op die lyding en sterwe van Christus aan die kruis, sy bloed wat vergiet is en sy liggaam wat gebreek is, staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Hoewel die gemeente die nagmaal met gewyde erns vier, is dit tog 'n vreugdefees waar die Heiland op 'n besondere manier die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding uitdeel. Wat is die boodskap van die nagmaal? Die nagmaal is dus 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus Jesus feestelik te vier, op nie daarvan verseker te word. Dit is 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap, ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en in ons toekomsverwagting.
En dan die laaste gedeelte, wat vir my 'n baie belangrike gedeelte is. Verpligting van die nagmaal. Om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat ons onsself in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor ons van die brood eet en uit die beker drink, sodat ons nie die oordeel oor onsself bring nie. Weet julle wat is die eenvoudige rede daarvoor? As ek as sy kind gemeenskap met hom het deur dit wat hy vir my aan die kruis gedoen het. En ek sê nie omdat dat ons perfek is nie. Want dis hoekom 1 Korintiërs 11 Paulus hierso skryf. As jy iets het wat jy verkeerd gedoen het, of jy hou iets teen iemand, gaan staan op en gaan maak reg. Wat in effek gebeur is dit. As jou lewe nie reg is nie, as kind van die Here, en jy eet van daardie brood en jy drink van daardie wyn, drink jy 'n oordeel en eet jy 'n oordeel oor jouself. Hoekom? Hy het aan die kruis vir daardie sonde gesterf. En as ek doelbewus sonde gaan pleeg, dan het daardie doelbewuste sonde nodig om bely te word, reggemaak te word. Dis hoekom Paulus hierso skryf, dat ek 'n oordeel oor myself bring. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nalat om die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons hiervoor opreg voor God verootmoedig. Ek gaan dit weer noem, want ek weet daar is mense wat dit vergeet. Ons gaan die brood uitdeel. Moet dit nie in jou mond sit nie. Sit dit net voor jou eers neer, om vir almal die geleentheid te gee, om saam gemeenskap daarmee te hê. En as die broodjies uitgedeel word, gaan die kelkies wyn uitgedeel word, en dan as ons dit klaar gedoen het, dan sal ek voortgaan met die gebruik daarvan. Is dit reg met julle? Dankie. Het almal 'n broodjie gekry? OK. Kelkie wyn? OK. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem eet, dink daaraan, en glo dat sy liggaam gebreek is, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Daar's mense wat ongemaklik voel, né? Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Ek gaan vir ons afsluit met die apostoliese geloofsbelijdenis. Die van julle wat hom ken, ek glo baie van julle ken hom, kan nou hardop sê, Roan, ek weet nie of hy so gou beskikbaar is nie. Maar ek wil hê ons moet dit staande doen. Kom ons staan. En voor ons dit doen, dink daaraan terwyl jy dit sê, en dit wat die Here Jesus vir ons aan die kruis bewerk het. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons buig ons hoofde net so. Here, dankie vir die gebruik van die brood en die wyn. Gee Here dat dit vanoggend nie net 'n gebruik of 'n ritueel of 'n godsdiens was, maar dat U vir ons kom oopbreek die implikasie, die betekenis van hierdie heilige sakrament. In Jesus naam. Amen.